Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Om Jan ook al so 'n bietjie harder sit vir my. Dit is vir my heerlik om vandag weer hier saam met u te wees en dat ons ook vanoggend weer uit die woord van die Here mag lees en by die Here mag hoor wat hy vir ons wil sê. Geliefdes, as ons vanoggend begin, dan dink ons aan die wat deur 'n moeilike tyd gaan, soos elke Sondagoggend. En ons dink vanoggend in besonder aan tannie Anna Botnaat, tannie Estie Marie, tannie Sonja Slebush, oom Norman Best, tannie Frikkie van Staden, oom Ad van Sittert, tannie oom Pieter Boyens, en dan ook oom Janke van my afgaan na oom Gert Kreer, en ook Willa Rademeier. Ons dink aan julle in hierdie moeilike tyd, ons bid vir julle, en dan geliefdes, net sommer so in besonder vanoggend vir 'n tweede keer, en dan mag ek nou maar sê, ook vir tannie Annetjie Potgieter, gister was oom Koot se roudiens, ons dink aan haar en haar gesin ook in hierdie baie moeilike tyd. Kom ons raak stil geliefdes voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat ons U mag nader in ons nood en in ons swaar kry. Here, versterk ons en gee ons krag, Here, wanneer ons nie meer krag het nie. Genees ons, Here, wanneer ons siek is. Lei ons, Here, wanneer ons verdwaal. En wanneer ons, Here, gekonfronteer word met die dood, vertroos ons en help ons om te sien dat U die dood reeds oorwin. Here, ons bid hierdie dinge vir almal wat swaar kry in ons gemeente, vir al die name wat ons vanoggend hier genoem het, en Here ook die wat selfs in die stilte, in hulle eie privaatheid swaar kry, die wat nie daarvan hou om te praat nie, Here, ons bid vir hulle ook. Ons bid, Here, dat U hulle sal dra. Terwyl ons dit bid, Here, wil ons U ook dankie sê vir die reën wat ons ook so ontvang het in hierdie laaste paar dae. Here, U seën ons ryklik. As ons bid, dan gee U ook. Ons bid steeds, Here, vir die reën. Ons weet, Here, daar is wye plekke, Here, daar is plekke wat dit werklik nog nodig het. Maar U het alreeds so mildelik voorsien. En daarvoor, Here, sê ons dankie. Ons bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet volgende Here. Kom ons sing met 'n blye hart. Ons sing van die brood wat die Here vir ons gee. Ons sing saam met lied 253. U het die brood gebreek. Geliefdes in ons Here Jesus, so sê die Here Jesus ons verlosser en redder. Ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons lofsang is Gesang 209 vers 1. Antwoord op die Here se seëngroet. Ekskuus.
Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van die sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Kom ons sing lied nommer 239 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het so pas deur ons sang, ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop
tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing lied 442 vers 1 en 2. Terwyl ons dan stil raak voor die Here, geliefdes, kom ons sy die oë en dan bid ons saam. Here, ons nader U, Here, omdat U ons koning is. Daar is soveel dinge waarvoor ons lewens kan gee. Soveel mense, Here, wat ons lewens eis en vra. Beroepe, omstandighede, en selfs, Here, in baie opsigte, die ekonomie, die politiek, vereis baie van wie ons is en wat ons doen. Almal, Here, soek 'n stukkie van ons. Maar ons, Here, het ons lewens aan U gewy. Geen mens of omstandigheid kan ons lewens in beheer neem nie. Want alles wat ons is, alles wat ons was, en waar ook al ons, Here, op pad is, behoort alleen aan U. Ons gee dit vrylik vir U, omdat ons weet, Here, as daar iemand is wat meer kan maak van ons lewens, as wat ons dink, is dit U, Here. Want met 'n woord alleen het U die fondamente van hierdie aarde gemaak. U het maar net gespreek, die golwe en die land en die see en alles daarin is geskape. Die hemelruim en al die planete, sterre en maan en son, met slegs 'n woord, Here, was dit daar. U kan baie vermag, meer as wat ons dink, selfs met eenvoudige dinge. En so, Here, daarom is ons hier. Ons sit in hierdie kerkbanke, Here, nie omdat dit altyd maar net is, omdat dit 'n ding is wat ons graag op 'n Sondag wil doen nie. Nee, Here, is daarom maar nie so eenvoudig nie. Ons is hier, Here, ons sit hier,
omdat ons lewens aan U wil wy. Omdat ons lewens aan U wil gee. Leer ons nou, Here, gee ons wysheid. Spreek met ons, Here, spreek tot ons deur U woord. Praat met ons, sodat U ons lewens kan verryk en meer maak as wat ons ooit voor kon droom of dink. Ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en redder. Amen. Geliefdes, vanoggend lees ons uit Johannes 6. Ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 15. Nou geliefdes, hierdie teks is vanoggend ons teks omdat ek graag ons wil begin voorberei vir die nagmaal wat vir ons voorlê. Hierdie teks, geliefdes, gaan oor brood en vis. Julle sal dit goed ken. Dit is een van die meer bekende wonderwerke wat Jesus gedoen het. En ek dink dit is een van daardie wonderwerke wat selfs die kinders maklik onthou. Ek so agtergekom het dat in die laaste tyd ek baie oor die wonderwerke van Jesus spreek. Maar ek wil hê jy moet vanoggend hoor dat baie van hierdie dinge juis die motivering het om die ondertoon van geloof onder die mense. Die geloof wat hierdie wonderwerke by mense plek gebring het, die geloof wat dit aangewakker het. Dat dit, geliefdes, ook iets is wat ek by U wil sien. Dat wanneer U hierna luister, dat U kan agterkom hoe groot, hoe majestueus die dinge is wat Jesus gedoen het. En dat U ook daarvolgens sal leef. Hoor nou, geliefdes, hierdie pragtige gedeelte in Johannes 6. Die gedeelte, geliefdes, lees soos volg. Het sê, hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel. Want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 gars brode en 2 vissies. Maar wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. En net so ook, soveel van die vis wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke van die 5 gars brode, wat van die 5 gars brode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het.
Toe die mense die wondertekens sien wat Jesus gedoen het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder op die berg opgegaan, hy alleen. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing vanoggend. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elkeen, van elke woord wat uit die mond van God kom. Wat kan God maak met 'n klein bietjie brood en 'n paar visse? Wat kan Jesus vermag met 'n klein paar stukkies brood en 2 visse? Ek wonder, geliefdes, of ons regtig verstaan waaroor wonderwerke gaan. Baie keer as ons dink oor wonderwerke, maak ons soms die fout om te dink dat wonderwerke is baie soortgelyk aan 'n tipe van 'n towertoertjie. Ek sê dit omdat ons kyk na iets soos Jesus wat by die bruiloffees water in wyn verander, en dan sê ons, dit wat Jesus doen is net hierdie onmoontlike daad. Soos wanneer mens verbaas staan wanneer 'n towenaar 'n kaart uit 'n hoed uittrek wat jy nie verwag nie. Maar ek dink, geliefdes, u sal met my saamstem, 'n wonderwerk moet mos meer as net dit wees. Kan nie net bloot hierdie towertoertjie wees nie. Dit is nie maar net 'n demonstrasie nie. Nee, 'n wonderwerk is in essensie 'n boodskap. Elke keer wat Jesus 'n wonderwerk gedoen het, was dit by homself 'n praktiese preek. Dit was 'n boodskap wat hy probeer oordra het. Met elke wonderwerk wat Jesus gedoen het, het hy probeer om vir daardie mense iets te leer van wie God is en wat in Jesus leef. Sien, dit is belangrik om te verstaan. Want daar is soveel keer wanneer mense probeer om te verduidelik wat Jesus eintlik probeer doen het in sy wonderwerke. Mense het al probeer om wonderwerke weg te verduidelik. Iets soos hierdie tipiese wonderwerk het in die laaste tyd het kenners begin sê, dalk is dit dat hierdie seentjie se broodjies wat hy gegee het, mense so aangespoor het dat hulle begin vrygewig word het en saam begin uitdeel het. So hierdie is eintlik 'n boodskap van vrygewigheid. Nee, ek twyfel. Hierdie is 'n aansienlike en treffende wonderwerk. Dit is iets werklik waar onmoontlik wat hier voor duisende mense plaasvind. Ek wil hê u moet vanoggend die grootsheid van hierdie wonderwerk besef. Die teksgedeelte leer vir ons dat daar was sowat 5000 mense, 5000 mans alleen wat daar gaan sit het. In die antieke wêreld was dit maar, kom ons praat nog van die tyd waarin Jesus geleef het, nie die gebruik om baie keer kinders of vroue te noem nie. Maar sê maar net vir elke een man wat daar was daar een vrou en een kind. Ek dink nie dis onredelik nie. Inteendeel, in daardie tyd was kinders meer volop. Daar was baie keer gesinne wat 6, 7, 8 kinders gehad het. Maar kom ons vir argumentsonderhalwe sê, vir elke een man is daar een vrou en een kind. Dit beteken dat onder daardie skare wat voor Jesus gesit het, was daar ten minste 15,000 mense. 15,000 mense. Het jy enige idee hoe lyk 15,000 mense? Ek wonder hoe preek mens sonder 'n mikrofoon
vir 15.000 mense. Nog meer. Hier kom 'n seun met sy kosblik. En ons praat hier van 5 garsbrode. Garsbrode was geliefdes ietsie soos 'n plat koekiebrood. Dit was niks. Dit was genoeg vir 'n kind se middagete. Met 2 visse. En ons weet nie hoe groot die vis was nie, maar ek is seker dat 'n jong seun gaan nou nie 'n rekordvis eet nie. Nou, werklik om te verstaan, die grootsheid van waarvan ons hier praat, het ek nie klein stukkies brood vanoggend saamgebring nie, maar as jy hier voor my kyk, sal jy sien het ek, kom ons sê maar 'n medium grootte brood wat mense in 'n winkel koop, saamgebring. Ek het 5 van hulle hierso vanoggend, en ek wil vanoggend saam met u dit toets. Ek het die diakens gevra om my te help. Nou, hulle gaan die disippels wees vanoggend. En ons gaan vanoggend kyk hoe ver kom ons. Hoe ver kan ons vanoggend kom om brood te verdeel? Ja, gee maar, kom ons deel uit, geliefdes. Kom ons toets dit vanoggend. En ons kyk, as ons elkeen nou 'n stuk van daardie brood vat vir jou genoeg om van te eet. As jy nou 'n middagete wil hê, moet nou nie die hele brood vat nie. En ek beloof jy, as jy nou nie baie lus is vir 'n droë stuk brood nie, jy hoef ook nie te eet nie, maar vat vir jy, kom, deel dit uit. Omdat die Bybel leer ons hier, die teks sê vir ons, elkeen het genoeg gevat om van te eet. Daar was genoeg. Nou, ek hoop vanoggend dat ons ten minste 1 mandjie kan volmaak. Jy sal sien, hier het ek 1 mandjie hiervoor. Kom ons kyk, geliefdes, as ons nou ten minste by hierdie 5 brode kan uitkom en ons sê, dat daar ten minste 1 mandjie vol kan oorbly. Kom ons kyk hoeveel bly oor. Julle is nie baie honger, lyk dit vir my nie. Kom ons kyk hoe ver kom ons. Ek dink ons is al amper op die einde. Ek gee dit nog so 2 minute. Kom ons kyk. As julle nou op die einde is van die brood, en ek sien julle is so te sê klaar, dan wil ek hê julle moet vir my dit so hoog in die lig, so jy dit vir my weer gaan haal. Dan kyk ons hoeveel is oor. Kom ons gaan kyk. Ek dink my, hulle eet nog lekker daar bo in die galery. Hulle eet nog oggendeet. Nou hoef julle nie ontbyt te gaan eet na die tyd nie. Almal het 'n stuk brood gekry? Enigiemand wat ons oorgeslaan het? Enigiemand? Niemand nie. Kom ons kyk, geliefdes, hoeveel bly oor. Waar is ons nou op die galery? Dan sê jy daarom ook 'n stuk gekry. Nou, as ons nou vanoggend moes skat, en ons sê vir mekaar hier, hoeveel is ons hier? Ons is so, ons sê so amper 100 mense, of 130, min of meer, sit nie vol vanoggend nie. Nou, geliefdes, hier is 5 brode, en hier is julle lekkerheid, hierdie een gegee, daar is 'n kwart oor van hierdie een. Bietjie meer is, so halfte van hierdie brood is oor. Nou, hierdie een, julle het lekker aan hierdie ene geëet, nee. En hier is nog so 'n klein stukkie hier oor. Geliefdes, uit 100 mense uit, het ons amper hierdie 5 brode opgeëet. En julle elkeen maar baie klein nou stukkies gevat. Wat as julle nou almal vir julle groot genoeg stukke gevat het?
en ons sou sê, hier kon 12 van hierdie mandjies oorgebly het. 12 van hierdie mandjies. Onmoontlik, nee. Stel u self voor, u het self hier in hierdie gemeente gesit en die brood uitgedeel. Wat as daar onder mekaar vanoggend 15.000 mense gesit het? 15.000 mense. En jy het 2 ou vissies gehad. U weet hoe maklik verbrokkel vis as jy dit breek. En 5 sulke brode, selfs nog kleiner as hierdie. En daar is genoeg vir almal. En daar bly nog 12 mandjies oor. Sien, wat ek by u wil plek bring vanoggend, is dat baie wonderwerke wat Jesus doen, is transformerend. Dit verander mense se lewens, nee. As 'n blinde na Jesus toe kom, en Jesus genees sy blindheid, dan transformeer dit daardie persoon se lewe. As Jesus water in wyn verander, is dit transformerend. Wat ons in hierdie wonderwerk sien, geliefdes, is skepend. Skepend. Jesus neem hier 'n skepende rol in. Die onwerklike, onwaarskynlike deel van hierdie wonderwerk is dat daar is nie genoeg nie. En God in Jesus Christus ons Here maak seker daar is genoeg. Hy skep 'n geleentheid waarin daar genoeg sou wees. En nog meer. Sien ons 'n ander gedeelte, geliefdes, u sal onthou in ons in daardie pragtige teks in die evangelie van Lukas 5, dan hoor ons die eerste keer wanneer Simon Petrus en sy broer 'n disipel word. Dan is hulle besig om vis te vang en net na hulle vis gevang het, kom hulle teleurgesteld by die kus aan. Hulle is teleurgesteld, hulle het nie genoeg gevang nie. Jesus kom daar en sê vir hulle, gaan weer in na die diep waters toe, gooi hulle net aan die ander kant in, en as hulle net optrek, sê dit vir ons, hulle trek soveel visse in, dat hulle vir die mense rondom hulle moes roep, om te kom help, en dat die skei amper begin sink het, soos wat hulle vis indra. Jesus voorsien meer as wat hulle verwag. Al wat hulle nodig gehad het, geliefdes, is Petrus en Andreas wat op daardie dag in daardie boot moes glo, dat as hulle in daardie dieper water ingaan, dat dit moontlik sou wees. Wat hulle nodig gehad het in hierdie verhaal wat ons vanoggend saam gelees het, is dat 'n jong seun se kosblik genoeg was. Al wat hulle moes doen is glo, dat dit genoeg sal wees. Sien ons het 'n God, ons het 'n koning, wat meer doen met die dinge in jou lewe, as wat jy dink. Baie keer in ons lewens, geliefdes, dan kyk ons na ons lewens en ons dink by onsself, ons is net nie genoeg nie. Dit wat ek het, is te min. Ek kan nie 'n sukses maak van wat ek het nie. Dit eenkant gestel. Baie van ons is selfs in omstandighede waarin ons sê, ons het nie genoeg oor nie. Wie van julle het al gevoel soos daardie vrou, jy sal die verhaal onthou, wat nie genoeg olie in haar fles oorgehad het nie. En geliefdes, baie van ons dink ons het net nie genoeg kapasiteit binne in ons lewens oor
om aan te gaan nie. Maar wat as ons, geliefdes, dit wat ons het, vir die Here Jesus gee? Wat kan hy vermag met jou lewe, as dit wat jy het, jy vir hom gee? Ek beloof u, geliefdes, hierdie brood het minder geword, toe ons dit begin uitdeel het. As jy jou lewe vir die Here gee, dan sal jou lewe vermenigvuldig. Dit, geliefdes, dink ek is die hart van hierdie verhaal. Wat ons sien is dat Jesus hier in die begin met die disippels praat. Hy praat met Filippus en hy sê vir hom, hoorie, het ons genoeg om vir hierdie mense kos te gee? Gaan koop kos en kyk of ons genoeg het. En Jesus is alvas sprus, lees ons, nee. Ons hoor Jesus sê, of die teks sê vir ons dat Jesus weet presies wat gaan hy doen. Hy stel eintlik die disipel hier op die proef. Hy kyk of hy gaan glo. En dan hoor ons, hy sê vir hom, Here, al het ons 200 mense se dagloon, en 'n dagloon, geliefdes, was baie geld. 'n Dagloon was genoeg gewees vir daardie mense om van te leef, nie net om van te leef nie, maar om vir hulle gesinne ook te sorg. Maar hulle sê, 200 mense se dagloon is nie genoeg om hierdie mense te voed nie. En ons hoor dat Andreas, die broer van Simon Petrus, bring 'n jong seun daaraan. En Jesus doen met daai jong seun 5 brode en 2 visse, meer as wat ons vanoggend hier kon regkry. Geliefdes, hier is wat ek vanoggend vir u wil sê. En hier wil ek hê u moet hoor wat die Here Jesus in hierdie gedeelte doen. Hy leer ons dat hy dit wat ons het vat en meer skep daarmee as wat ons moontlik ooit oor kon dink of droom. Laasweek Sondag het ons gepraat van ons drome. En ons het gesê, ons moenie so jaag na hierdie goed, dat ons uiteindelik nêrens uitkom nie. Ons het gepraat oor die verlore seun, wat so gejaag het na sy drome, dat hy uiteindelik verlore geraak het. Vanoggend praat ek van iets anders. Vanoggend sê ek vir julle, ons dink in ons lewens, dat dinge is onmoontlik. Omdat daar altyd iewers 'n limiet is. Omdat ons altyd iewers beperk word. Omdat ons salaris ons net soveel toelaat. Omdat ons koskaste ook net soveel toelaat. Omdat ons kapasiteit en ons energie en ons lewens ook maar net soveel toelaat. Dat as u vanoggend sou kies om dit wat u wel het vir die Here te gee, aan hom toe te vertrou, dan kan u vanoggend verseker wees dat die Here meer daarmee kan doen as wat u voor ooit kon droom of in gedagte hê. Die essensie daarvan, geliefdes, lê vir my in Paulus se woorde in 1 Korintiërs 1. En ek wil hiermee begin afsluit. 1 Korintiërs 1, dan hoor ons dat Paulus sê vir ons in vers 26 tot 31 die volgende. Dink maar net, broers en susters, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes onder julle nie, of baie mense met aansien nie. En tog wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. Wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie.
Aan God is dit te danke dat julle met Christus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging, die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Wat Paulus hier vanoggend bedoel, geliefdes, is om vir u te sê, dink maar net terug, geliefdes, aan wie u vroeër was. Stel jouself voor, sit jouself in die skoene van jou eie lewe 10 jaar terug. Waar was jy? Wie was jy? Wat het die Here vermag met jou lewe? Hoe het die Here jou lewe vermenigvuldig oor hierdie laaste 10 jaar? Dis 'n goeie toets, nê? Dis 'n goeie toets om jouself te toets en te vra, wat het ek aan die Here toevertrou? Wat het ek vir die Here gegee? Maar volgende, geliefdes, as u kan terugkyk en u kan sê, as Jesus selfs net die kleinste deel van jou lewe vermenigvuldig het, wat kan die Here met jou toekoms doen? Wat kan die Here met 5 brode en 2 visse van jou toekoms vermag? Al wat jy moet doen, is om soos 'n jong klein seun jou kosblik vir Jesus te gee. Gee jou lewe, dit wat jy het. En die Here mag jou dalk net verbaas. Die Here Jesus gee meer as wat jy dink. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heilige God, Here, dankie dat ons vanoggend by U mag leer. Dat U, Here, selfs die onmoontlike kan vermenigvuldig. Dat U meer doen, Here, met die dinge in ons lewens as wat vir ons ooit moontlik is. Dat as ons dink ons het te min, dan skep U meer en meer en meer as wat ons dink. Here, ons kyk na ons lewens en ons toets baie keer wat moontlik is. Waar is ons beperkings? Maar as ons lewens in U hande is, Here, dan is daar nie meer beperkings nie. Dan neem U dit in besit en U maak daarmee wat U wil. En ons weet, soos 5 brode en 2 visse, sal U ons lewe verbeter, groei, vermenigvuldig, dat dit ander mense ook mag voed, selfs die duisende wat daar buite is, wat my nog sal ontmoet. Breek ons lewens oop, Here, maak daarmee, Here, soos wat U gedoen het, toe U die brood gebreek het in Tiberias. Here, ons eer U vandag, en ons loof U naam, ons glo in U, en vertrou op U. En ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af vanoggend met lied 308, Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings voor ons uit mekaar uitgaan. Die 18de Februarie vandag verjaar Rika Krots, baie geluk Rika met jou verjaarsdag. En dan ook Tennis Kok Junior verjaar ook vandag, baie geluk Tennis, ook met jou verjaarsdag. Die 18de is Tommy Tron se verjaarsdag en ook oom Ad van der Walt, baie geluk met julle verjaarsdag, mag die Here julle ook ryklik seën. Die 20ste is Herman Steyn se verjaarsdag. Herman, baie geluk met jou verjaarsdag. En dan die 21ste is Wanda Moorkop se verjaarsdag. Ek dink ek het haar ook vanoggend iewers gesien. Waar is jy? Is jy iewers? Het jy iewers gesien? Daar, heel agter. Baie geluk met jou verjaarsdag ook. Mag die Here ook jou ryklik seën. Geliefdes, en dan op ons kalender in die week, ons het Dinsdag weer 9:00 die oggend het ons Bybelstudie, as ook ons aandbybelstudie. Ons aandbybelstudie het nou al lekker begin groei. Ons kry elke week lyk my so een persoon by. So asseblief, kom ons hou dit vol. Ons vra asseblief dat julle dit sal bywoon. Ek sien in die gemeente dat ons het 'n probleem. In ons oggend Bybelstudie het ons nou al hoeveel is ons? Waar is my Bybelstudiegroep? Is ons amper 20? Ek wil sê aan naby aan 20 vroue. Amper net vroue. Nou ons het een man plus ek. So ons is net 2 mans. Ons is totaal en al die nommers merk nie uit hier nie. Die mans kom nie Bybelstudie toe nie. Ons nooi julle nou vandag en ons sê vir julle, kom Bybelstudie toe. Julle gaan nie spyt wees nie. Asseblief, ons vra julle, ons nooi julle. Dit is 'n lekker ding om saam te doen. Dis lekker om uit die woord uit te leer. Kom woon die Bybelstudie by. Dan geliefdes, op die 18de Februarie, dis volgende week Woensdag, is dit weer die begin van lydenstyd. Ek kan nie glo dit is al hier nie. Dit is die 40 dae lydenstyd, dit is as Woensdag. Ons het altyd die middagse diens, dit is 'n stil diens. Dit beteken meer 'n diens waarin ons saam bid, 1 of 2 liedere saam sing. Dis nie 'n preekdiens nie. So asseblief kom woon daardie diens by, kom berei jouself voor vir hierdie 40 dae van lydenstyd, as ons osself dan begin ook voorberei vir die Paastyd wat voorlê. Dan geliefdes, op die 19de Februarie het ons weer immergroen om 9:30 en dan Sondag, dit is hierdie Sondag wat kom, nagmaal. Maar, okay. Ons sal nou dit eintlik in die gemeentevergadering hanteer, maar as jy my sal toelaat, gaan ek dit nou hanteer. Ons het asseblief 'n versoek vanaf die kerkraad, of dit reg sal wees met u, dat ons dalk die nagmaal met 1 week sal aanskuif. Ek moet volgende Sondag in Grimbeek Park gemeente wees, om namens die Ringskommissie daar ook 'n toespraak te lewer, want Dominee Leon Geel, wat nou al meer as 20 jaar in sy gemeente daar is, vertrek nou daar, hy maak nou klaar by Grimbeek Park gemeente, en so hulle het my gevra om daar te gaan praat. So ons wil asseblief vir u vra, is dit moontlik dat ons hierdie nagmaal met 1 week kan aanskuif? Is daar enigiemand wat 'n beswaar wil wys daarvoor? Enige iemand? Niemand nie. Kan ons dit so hou, dan sal die nagmaal op die 1 Maart plaasvind. Baie dankie. Dankie daarvoor. Dan geliefdes, ons nooi u steeds uit na ons funksie toe. Kom Koos. Dit is 6:00 die middag, ekskuus. Ja, die as Woensdag 6:00 die middag, ja. Dan geliefdes, het is ook ons 3 van die beste
vertoning, konsert wat vir ons voorlê op die 28ste Maart. Asseblief, kom koop kaartjies, 3 wonderlike sangers wat vir ons gaan optree. Julle gaan nie spyt wees nie. Kom help ons om hierdie dag ook 'n groot sukses te maak. Ons is, dit is daar by daai pragtige kerk daar in Vredefort, met die mooiste akoestiek. Ek kan net dink hoe mooi hierdie 3 sangers daar gaan sing, in daardie pragtige kerkgebou. So asseblief, kom woon dit by, kom help ons, kom maak daardie aand ook 'n sukses. Nou mag ek nou maar al die vra, Esther, vir die, nog nie. Okay. Sy sê vir my nee, mag nog nie vra nie. Sy weet presies waaroor ek praat, volgende week. Okay. Dan geliefdes, is daar teesking na die diens, asseblief kom kry vir 'n koppie tee, Samaria skink vir ons vanoggend tee. Geliefdes, voordat ons uit mekaar uitgaan en mekaar groet, wil ons dan net oorbeweeg. Ons het nie baie om oor te praat vanoggend nie. Ons gemeentevergadering is ook nou, maar ons wil graag ons kategese verskoon. U is welkom om na die kategese klasse toe te gaan. Kom ons gee hulle gou ook net 'n geleentheid daarvoor. Net gou kyk. Oom Charlie, mag ek oom gou guns vra asseblief? Geliefdes, net so 'n paar dingetjies voor ons uit mekaar uitgaan, wat ons graag onder die aandag wil bring in hierdie gemeentevergadering van ons. U het nou gesien ons nuwe gebruik, geliefdes, is dat ons die notiele vir u vooraf uitstuur. Ons stuur hom vooraf sommer op die WhatsApp groep. As u hom nie ontvang nie, asseblief kom maak by ons in die kantore draai, kom laat weet ons. Maar ons stuur die notiele uit sodat ons nie hier waar ons nou sit, deur die hele notiele hoef te gaan nie, dat ons hom net bloot kan goedkeur as daar enige iemand foute raak gesien het. Is daar enige iets wat u onder ons aandag wil bring op hierdie notiele wat vir u nie reg lyk nie? Enige iets het met meeste mense hom ontvang? Het wil daarom so lyk. Is daar enige iets op hierdie notiele? Kan ons hierdie notiele goedkeur soos ons hom vir u uitgestuur het? 'n Voorstel? Gerard Vermaak, 'n sekondant, Annemarie Mentjies, baie dankie. Het gelyk of ons gesukkel het, amper gesukkel het om 'n sekondant nou te kry vir haar goedkeuring. Dan geliefdes, dankie dat ons hom kan goedkeur. Op ons agendalys vanoggend, kan vir my aangaan daar, om Charlie, druk net vir my die knoppie aan, ja, het gaan vir my aan. Nog enetjie. Nog enetjie. Daar is hy. Ons sakelys vanoggend, geliefdes, bestaan hoofsaaklik maar uit 2 dinge. Ons gaan vanoggend net vir 'n bietjie terugvoer gee rondom die boorgat wat gebeur is en ook ons begroting vir die jaar wat voorlê. Dan, geliefdes, as daar enige ander sake is waaroor u vanoggend wil praat, moet u asseblief steek vir my u hand op as daar iets is. Enige iets wat u onder die aandag van die gemeente wil bring, onder die kerkraad se aandag? Niks nie. Julle is daarom maklik. Dankie. Dankie Charlie, om kan vir my aangaan daar. Dan, geliefdes, is dit ons sake vanoggend. Ek gaan dan vir oom Johan vra om vir ons die finansiële verslag voor te hou. Is dit reg? Baie dankie. Gemeente, ja, ons verslag vir die maand Januarie. Ons werklike inkomste is R141.932,28. Ons uitgawes is R149.255,87. Offergawes lyk baie goed. Ons kry baie goeie offergawes deesdae. Ons sê baie dankie aan die gemeente vir hulle bydrae. Deurkollekte is ook baie goed, het baie verbeter gedurende hierdie
van Januarie af is die deurkollekte goed. En dan die uitgawes is maar die gewone salarisse en SARS wat ons moet betaal. Algemene uitgawes. Ons het die kamera aangekoop, maar dit is nie geld wat uitgekom het. Die versekering het vir ons R27.000 terugbetaal en uit daai het ons R33.000 betaal vir die nuwe kamera. So ons het uit ons sak uit 'n paar R1,000 gehaal, maar die kamera is geïnstalleer en hy werk baie goed. Die jaar tot op datum se inkomste is R1.256 miljoen. Is begroot daarvoor en ons werklike inkomste is 1.819. Die uitgawes wat ons begroot het voor is 1534.547 en ons het uitgegee 1.774. So jy kan sien ons het baie meer ingekry, maar die uitgawes het ook vermeerder, maar ons staan op die oomblik inkomste op 145% beter as die begroting en 116% beter, so is eintlik 16% beter en 45% beter as wat die begroting was. Ek kan nou vir jou sê, die bankbalans op die oomblik, dit was nou gewees Gaan vir my bietjie terug, om Charlie. Ekskuus om Johan. Gaan vir my net nog so 'n bietjie terug. Gaan vir my net so 2 terug, om Charlie. Klik maar net daar, ja. Ja, om het vir my op die keyboard, druk vir my die linkerkantste knoppie. Links. Daar iemand wat kan help. Gaan vir my net terug. Mooi, jene, ons sal die tegnologie van hierdie gemeente se vermoëns moet verbeter, joh. Ja, daar so, julle is by hom daar. Moontlik nie. Kan nie wees nie. Begroting daai. Ja, nee. Op die keyboard, druk net die linkerkantste knoppie. Daar's ons 4 knoppies, druk links. Okay, nog 'n keer. Nog 'n keer. Nog. Daar's hy. Dankie. Ons het so 4 persone gehad wat ons gehelp het. Die balans wat ons het op die oomblik is R73.000 in die bank. Die belegging is R453.783 en dan het ons 'n totaal van R526.000 wat ons in die bank het as ons kan sê as kontant. Ons het R70.000 moes uit die belegging uitvat om salarisse te betaal en so, want Januarie en Februarie is maar droë maande vir ons, so dit is waar ons maar die geldjie sit, en as ons dit nodig het, dan gebruik ons dit uit die belegging uit. So hierdie maand sal ons ook seker so tussen R30.000 en R40.000 vat net om die salarisse te kan delg en die ander onkostes wat ons het. En dan die algemene kommentaar, ons audit terugvoer, ons audit boeke is terug, ons is nou besig om dit te verwerk, en dan sal ons dit instuur, die verslag instuur. Ons het nie 'n slegte audit verslag gehad nie. Hulle is tevrede met ons boeke, alle tot op 'n proefbalans is hy reg, so ons het nie 'n probleem, maar daar is hier en daar klein goedjies wat hulle vir ons sal, wat ons net moet vir hulle terugstuur. Offergawe, dankbaar teenoor die gemeente se bydrae. Ons het 55 EFT inbetalings gehad teen 47.570. Depositos, dis nou deurkollekte en van die Dis net vir die maand van Januarie, nee. Dis net vir die maand van Januarie. Dit het vir Januarie, ja.
is 15.100. Die Finkom vergadering, ons is besig om die Finkom vergadering uit te brei en ons sal seker van die volgende Finkom vergadering in die middag laat hou, seker so by 5:00, 6:00 se kant, sodat die werkende persone wat ons graag op die Finkom vergadering wil hê, dit kan bywoon, en is ons soekkundiges op die gebied om ons te help. Sage, die nuwe boekhouprogram wat ons mee besig is, hy gaan baie goed. Hier en daar nog 'n krapmerkie, maar ons behoort reg te wees vir hierdie jaar. Ons het al die begroting ook op Sage gedoen, so dit is 'n baie goeie stap in 'n rigting in. Hier sê ons die finale betaling van die boorgat moet nog gedoen word. Ons het dit klaar gedoen vir Saterdag, want ons het gewag vir die faktuur van die maatskappye, of hulle was maar 'n bietjie traag, maar ons het dit nou gekry en dit is klaar betaal. Ja, soos ek gesê, die nuwe kamerastelsel is in en hy werk. Ons het die oorplasing gedoen, het ek genoem. En dan die prognose vir jaareinde is goed, en die tussenrekening oorplasing wat gedoen was, balanseer goed uit. Ek dink dit is die verslag. Baie dankie oom Johan. Ek weet nie of enige vrae is nie. As daar enige ander vrae is, kom besoek ons in die kerkkantoor, ons sal julle met graag te help daarso. Want ons het nie al die inligting hier voor ons op die oomblik nie. Baie dankie oom Johan. Ek dink opsommend geliefdes wil ek net so 1 of 2 dingetjies sê. Ek wil vir julle sê dat na hierdie finansiële jaar wat verby is, wil dit vir ons lyk ons gaan op 'n positief ook eindig. Baie dankie vir almal se groot bydrae hierdie jaar. Ons projekte, al die projekte van 2025 was 'n groot sukses. Baie dankie vir die projektekomitee wat ook daar 'n groot rol gespeel het. Almal wat daar 'n groot rol gespeel het. Ons het ook mildelike skenkings ontvang hierdie jaar wat verby is. Vir almal wat skenkings gegee het, u weet dat dit is nou maar nie my gebruik om noodwendig mense uit te sonder en name te noem nie. Ek dink ook baie keer die mense wat hierdie skenkings gee, vra ook dat mense nie altyd hulle name sal noem nie. Maar ons sien julle raak, ons sien wat julle vir ons doen, wat julle vir ons gee en beteken, en ons wil hê u moet weet dat ons is baie dankbaar. Dit wat u vir ons gee, beteken vir ons baie. Geliefdes, dit beteken dan ook dat ons hier aan die einde van hierdie jaar op 'n skoon bladsy gaan begin. Ons gaan eintlik beter af begin as wat ons laas jaar begin het. Dit dink ek is goeie finansiële bestuur en ek dink dit is positief. Oom Johan, as u my sal toelaat, gaan ek vir ons so vinnig die begroting deurgaan. Dan kan oom my keer as ek enigiets sê wat nie reg is nie. Nou, oom Charlie, oom kan vir my enetjie aangaan. Nog enetjie. Nou, geliefdes, u sal onmoontlik nie kan sien wat daar staan nie. Ek het nou gedink toe ek hierdie ding opsit gisteraand, dat dit gaan nou werk, maar dit is ver te klein. Julle sal nie kan sien wat daar staan nie. Ek wil vinnig sommer net vir u noem. As u graag die nommers op die begroting wil sien, asseblief kom na ons toe, ons gee dit met liefde vir u. Op daardie WhatsApp van die agenda wat ons vir u aangestuur het, die begroting is ook op hom. U is welkom om daar ook te gaan kyk. Ek dink opsommend wil ek vir u die volgende sê, die kerkraad het die begroting goedgekeur. Die begroting verander nie baie van wat ons die vorige jaar gehad het nie. Ons inkomste is heelwat op. Ek wil vir u vertel dat in die inkomste kant van ons begroting het ons laas jaar begroot vir so 1.2 miljoen rand se inkomste in 2025. Hierdie jaar begrotings van inkomste van 1.519 miljoen. Die rede daarvoor is dat ons hier in rekening geneem het 'n paar elemente van inkomste wat ons nie in rekenskap geneem het die vorige jaar nie. Daar is 'n paar inkomste strome wat ons werklik in ag moet neem en wat ons ook hier gedoen het. Jy is welkom om in enige tyd te kom kyk na hierdie begroting en die inkomste daarvan. Die uitgawekant lyk maar baie standaard,
baie dieselfde. Al wat ek hier mag sê of kan sê eintlik is dat daar hoofsaaklik by die salarisse 'n 4,5%, 4,5% verhoging op al die salarisse toegepas is. Dit is ook so deur die kerkraad goedgekeur. En ons het gekyk na of dit realisties is, of dit moontlik is. Die finansiële komitee het baie harde werk gedoen om te kyk of ons dit kan bekostig, en op die stadium wil dit lyk of dit nog moontlik is, en dan ons dit kan doen. Dan geliefdes is daar maar ons standaard heffingskostes, die heffings op die stadium vir hierdie jaar, dit word maar deur die kerkkantoor hoofsaaklik bepaal. Vir die jaar is daar vir die Bybelgenootskap, is daar vir die jaar so R3.500 begroot, vir die heffing vir die emeritus so R7.500, die standaard synodale heffing, dit is daai heffing per lidmaat, is soos R79.000 wat ons voorbegroot, die pensioenfonds so R65.000, en dan ook die salarisbureau is so R2.200, die ringsheffing is so R2.500, en dan die auditkantore is so R15.000. Dit bring ons uit by 'n totaal van die heffings vir die jaar van so R183.000. Is dit nie baie nie? Dit voel baie. Maar geliefdes, dit is ons verantwoordelikheid om dit ook na te kom. Dit word verdeel per lidmaat en daarom vra ons altyd dat daar 'n bydrae sal wees, dat ons asseblief vra vir julle offergawe. Dit is nie vir ons om te sê hoeveel jy as 'n lidmaat moet gee nie. Ons vra dit wat vir jou moontlik is. Dit wat vir jou moontlik is, waardeer ons. Ons waardeer julle bydrae baie. Julle maak 'n groot verskil. As dit vir jou moontlik is, al is dit 'n 5% verhoging, wat ook al dit mag wees, om vir ons meer te gee, om hierdie heffings en so aan te kan bekostig, dan sal ons dit natuurlik waardeer. Maar ons dring nie daarop aan nie. Ons vra maar net. En ons sê vir u baie dankie vir dit wat u al reeds bydra. Dan geliefdes, die standaard uitgawes gaan ek nie met u deurgaan nie. Dit is maar soos kantoorkostes en dis meer die instandhouding en al daardie faktore. Uiteindelik, die somtotaal van ons verhogings hierdie jaar op die begroting kom daarop neer dat ons inkomste verwag van so 1.5 miljoen en 'n totale uitgawe van so 1. Nou is dit te klein vir my op die dokument. So 1.677 miljoen. Dit beteken, geliefdes, volgens die finansiële komitee, dat ons so wat R58.000 tekort sal hê vir hierdie jaar. Maar ons het nog elke jaar gewys dat ons hierdie tekort kan opmaak. Dat ons hierdie tekort op 'n sinvolle manier met ons fondsinsamelings kan opmaak. So asseblief help ons hierdie jaar. Kom ons maak van ons projekte 'n sukses. Dis hoekom ons die projekte hou, sodat ons hierdie tipe van 'n tekort kan opmaak. Is daar enige vrae na dit wat ek nou vir u gesê het? Enige iets waaroor u wonder? Enige onduidelikheid? Is u tevrede met die begroting soos wat ek dit hier verduidelik het? Enige ietsie anders rondom dit? Baie dankie. Kan ons dit dan so goedkeur, geliefdes? Dit wil vir my lyk of dit oorwegend dan aanvaar word. Baie dankie, oom Johan. Enige iets wat oom wil byvoeg daar rondom? Oom Johan? Enige iets wat oom wil byvoeg? Nee, Niks nie. is maar net daai 58.000 wat ons in die rooi sal wees op die einde. 'n klein projekkie behoort om maklik weg te vat. Ja. So ek dink is 'n baie goeie begroting. Goed, soos die Vrydag kafees die Vrydag kafees, die projekte soos die pastye wat hulle so verkoop, al daai goed maak 'n groot verskil. Dan geliefdes, hier is daar so 'n paar enkele dinge, net vir so laaste paar dinge om onder die aandag te bring. Om kan dan aangaan daar om Charlie vir my nog eenetjie aangaan. By kerklike goedere, ons het, soos om Johan gesê het, 'n nuwe kamerastelsel aangekoop. Dan geliefdes, hierdie is vir my 'n belangrike enetjie, kan aangaan daar om Charlie, die opgradering van die moederskamer. Die moederskamer, volgens baie mense wat my al kom sien het, sê dit is onprakties, dit is nie sinvol nie. Daarom is die gedagte daar
dat ons, ek sien somal klaar kry kop wat geskit word agter, dat ons die moederskamer in die kerkgebou sal oprig. Die gedagte op die stadium is dat ons hier aan my regterkant daar agter met houtpanele en glas, met glasvensters en houtpanele daar agter so 2 of 3 van die banke sal toemaak en dit 'n tipe van 'n moederskamer, as 'n tipe van 'n moederskamer dan sal inrig. As daar enige besware is, wil ons u asseblief vra om met ons te kom praat en vir ons te kom vertel wat u besware is, dat ons kan beoordeel hoe om voort te gaan. Die koste van hierdie opgradering wil vir ons lyk of dit so in die raamwerk van 'n R30,000 gaan wees om dit te kan doen. So ons wil nie hierdie uitgawe aangaan as daar enigiemand is wat ongelukkig is daaroor nie. Ek dink die persone wat daar aan daardie kant sit, ek sien tannie Anne-Marie, dit is haar plek daai. En so sy is baie gelukkig met haar plek. En dit is moeilik vir haar om te skuif daar. So ek dink dit is hoofsaaklik die beswaar wat ek tot dusver ontvang het, is ek reg tannie Anne-Marie? 'n hele lys beswaar, okay. Nee, ons sal, tannie is welkom, dan kom bietjie in die week en dan bring tannie se besware na ons toe. En dan praat ons daaroor. Is daar enige vrae is rondom die moederskamer, enige voorstelle is, as u vir ons kan help om voorstelle te maak van hoe ons hier in hierdie kerkgebou 'n moederskamer wel op 'n manier kan inrig, dan is ons baie gretig om na u te luister. Asseblief kom na ons toe. Geliefdes, by ons projekte of het ek die terugvoer van die boorgat, nee. Die boorgat is geboor, ons het so 100 meter diep geboor, geliefdes. Daar is so 100 meter geboor en baie dankie aan ons boeregemeenskap wat ook gehelp het om dit moontlik te maak. En nie, Hector julle, ons sê vir julle baie dankie daarvoor. Ons het uiteindelik nie die strome water gekry wat ons verwag het nie. Ons het ten minste suiwer water uit die boorgat uitgekry. Dit beteken dat ons ten minste daardie tanks kan volmaak sodra ons 'n pomp geïnstalleer het. Maar daar bestaan nog steeds 'n gevoel onder die gemeente en baie mense met wie ek praat, dat ons dalk net so 5 meter te kort geboor het. Ek het met Martin wat vir ons die water aangewys het, hy het ook vir my gesê, hy voel ons het net dalk 'n paar meter te kort geboor. So ons moet nog beoordeel van die kerkraad se kant af, van die gemeente se kant af, of ons nog dalk onder ons eie onkoste dalk nog daardie gat net 'n paar meter verder wil boor. Maar tot dusver, geliefdes, kan ek vir u terugvoer gee en vir u sê, ons het 100 meter in die boorgat geboor en ons het suiwer water gekry. So bedink dit, dink daaroor na, kom na ons toe, sê vir ons of u dink dat dit is nodig om verder te boor en dat ons dit op die kerkraad ook verder kan bespreek. Dan gaan ek gou vir Hester vermaak vra of ons net oor die projekte so 'n bietjie terugvoer te gee as daar enige ietsie is tot dusver wat jy graag vir die gemeente wil sê. Jy gaan gou hierso voorkom staan. Gemeente, op hierdie stadium het ons nou nog net die 3 van die beste se kaartjies wat verkoop moet word. En ek wil van elkeen van julle versoek om asseblief na die kerkkantoor te kom en vat net 'n boekie, gaan verkoop dit aan jou vriende, jou kennisse, familie, almal, dreig hulle as hulle nie wil koop nie. Maar Anne-Marie? Ons betaal ekstra vir die NG Kerk in Vredefort, maar ons het gekyk na die NG Kerk hier, ons moedergemeente, maar is baie onveilig daar. Die parkering is nie, die motors gaan nie veilig wees nie. En die akoestiek daar in NG Vredefort is beter as hierso. So dis die groot rede. Hulle vra ons nie baie nie, ons betaal R3,000 vir die kerk en die koster doen alles vir ons hoef niks te gaan doen nie. Ons het antwoord dit jou vraag. Ek dink die kapasiteit van daardie kerkgebou is ook meer, hy sit 800 mense,
Hulle is ook bekend as 'n kerkgebou waar baie van hierdie tipe van funksies ook gehou word. Daar was ook besware daarteen om so 'n funksie in ons eie kerkgebou te hou. Daar was van die mense wat gevra het dat ons dit nie sal doen nie. Dit moet ons ook respekteer. En so ek dink ons het die beste plek gekry. Ek dink ons is baie opgewonde oor die lokaal en ek dink ons kan met vrede daarmee voortgaan. Dankie. Ja, want ons wil graag 500 kaartjies verkoop. En ek wil dan ook net vir die gemeente dankie sê vir die ondersteuning van die Vrydag Kafee. Ons probeer ons eie koste so opmaak om vir die 3 van die bestes te betaal en nie vir die kerk die geld te vra nie. So ons is halfpad ons het eintlik oor die halfpad merk. Daar lê nog 2 Vrydag Kafees voor. So asseblief, ek het julle ondersteuning nodig vir dit. Baie dankie. Dankie Esther vir jou terugvoer ook daarmee. Geliefdes, dan net vinnig rondom die kategese. U was saam toe ons vir ouderling Mirsha van der Westhuizen bevestig het. As ouderling in ons gemeente, sy is ook dan die kategese ouderling. Ons wens haar ook die beste toe met die kategese werk, met ons kinders. En dan ook diaken Monica Sieker is ook nou in die laaste kerkraadsvergadering verkies as die jeugdiaken. Sy sal ook jeugbyeenkomste ook help reël en my ook ondersteun as daar jeugbyeenkomste is. So ons sê vir haar en haar bereidwilligheid ook baie dankie daarvoor. By die kerkraad is daar nie vreeslik baie om oor te praat nie, geliefdes. Ek dink ek wil net vir u terugvoer gee, vir u sê ons het nog steeds 'n kommissie van die kerkraad wat help om bietjie struktureel die dinge binne in die gemeente te verbeter. Daar's 'n klompie werk wat gedoen word. Wijkslyste word verbeter, ons besoeke word beter gedoen. Ons is besig om ook bietjie na te gaan of ons lyste goed reg is. Ietsie soos byvoorbeeld so 'n paar weke terug was Jaden Keegan, die tweeling van hom Koos hulle nie op ons lyste gewees toe hulle eintlik op ons lyste moes wees nie en dis meer. Daar's baie sulke tipe van foute wat inkruip en so ons is besig om met hierdie kommissie wat ons help bietjie besig om daardie goeders te verfyn en te verbeter. So asseblief, ons wil vra dat u met die ouderling en met die diaken kontak maak. As daar nog nie 'n diaken of ouderling met u kontak gemaak het nie, asseblief laat weet ons dat ons kan kyk dat ons op 'n sinvolle manier daardie kontak kan bewerkstellig. So asseblief help ons daarmee. Ons wil graag ook ons gemeente inligting reg hê en u ook op 'n baie sinvolle en goeie manier dien. Dan ons wijksindelings gaan voort. Ons wil Charlie, oom sal moet teruggaan vir my, nog 'n bietjie. Nog so 'n bietjie. Nog eenetjie, okay, oom kan een aangaan. Ekskuus, oom kan nou een aangaan. Nee, nou het om te ver gegaan. En terug, daar sy. Dan geliefdes, het ons ook een benoeming uit die kerkraadsvergadering uit vir ouderling en dit is Suster Melanie De Beer. Dit voel snaaks om te sê Suster Melanie De Beer. Dit is my vrou. As ouderling, sy is baie gretig om die werk te doen. Ek dink sy wil graag bietjie die gemeente ook dien op so 'n manier en ek wens haar die beste toe daarmee. Ons gaan ook dan op dieselfde tyd wanneer ons vir my vrou dan bevestig, ook vir Bram Bronkhorst bevestig. Sy vrou was vir so ruk in die hospitaal en hy het gevra dat ons sy bevestiging ook uitstel. Is daar enige bevestiging, geliefdes, wat u ook wil vra? Ons het werklik vir haar ouderlinge en diakens in hierdie gemeente nodig. Asseblief, enige voorstelle wat u wil maak tot dusver. Enige iemand? Daar agter, Gerard? Ekskuus? Vir jou as diaken. Ja, ons kan vir Gerard Meyer insit as diaken om jou moet vir my aanteken. Baie dankie vir daardie voorstel. Enige ander voorstelle? Baie dankie. Dan is dit vir eers dit. Dankie ook daarvoor. Ons sien uit daarna. Op administratief, geliefdes, daar is 'n klompie mense wie se bewys van lidmaatskap ons ontvang het. Jan Adriaan van der Walt, baie welkom en ook Elizabeth Patricia van der Walt. Ons hoop om, as ek nog nie by u uitgekom het nie, asseblief, ons wil graag by u uitkom. Tannie Hannetjie sal ook dit met u reël. En dan ook Aletta Getreida Klaas, as dit nou nie jou noemnaam is nie, dan vra ek om verskoning vanoggend. Dat ons sal wel by u uitkom. Die lidmaatskap waarvoor ons nog wag,
is lidmaatskap wat aangevra is vanaf NG Kroonstad en Viljoenskroon, die bewys van lidmaatskap van Maria Myntjies, dis Ria, wat nou ook by Najaarsrus woon. Dan, oom Charlie ook kan vir my aangaan, die bewys van lidmaatskap van Witbank Suid, dit is Elena Jansen van Rensburg, ons wag nog vir daardie bewys van lidmaatskap, en dan ook uit Kimberley gemeente uit, en Vanderbijlpark Park Suid, is Frederika Elizabeth Tirant Simpson. Dit is, ek is jammer weer eens, as dit nie jou noemnaam is nie. En dan die bewys van lidmaatskap van Casper in Oberholzer en Diane Oberholzer, en hulle kom uit Kolinie uit. Daardie kerkgebou het geen lidmaatskap verwysing nie, nadat die kerkgebou ook blykbaar afgebrand het. So ons het ook dan die besluit geneem by die kerkraad om vir daardie 2 lidmaatskap te gee. Dit geliefdes is dan al rondom daardie lidmaatskap. Ons het net het ek nou gemis hierso? Nee, oom kan vir my aangaan. Ons het net die 2 lidmate wat uit die gemeente uit is, wat na Vaalrivier gemeente uit is. Dis oom Theo en tannie Alta Pastorius. Hulle was vir ons so dierbaar en kosbaar vir soveel jaar. Ons bly baie lief vir hulle. Dan geliefdes, skokkende nuus, vir my is dit vir my treffend. Ons het in 'n maand se tyd, dis regtig 'n maand se tyd, het ons 6 lidmate, ek dink ons meer as dit, 6 lidmate aan die dood afgestaan. Rita Groenewald, oom Apie, oom Cor, Adel Supra, dis daar in die begin van Desember, nee? Die begin van Desember? Ja, dis so net by die 1 Desember, nee, daar rond. Ja. En dan ook Annette Meyer, tannie Annette, ek sien oom Bix is ook vanoggend hier, en oom Koot Potgieter. Baie lidmate van ons, baie kosbare lidmate van ons, mense vir wie ons baie lief is, wat ons dan nou ook in die laaste tyd in die dood afgestaan het. Ons bid vir hulle families, ons dink aan julle, ja, julle moet nou begin bid dat ek minder begrafnisse, asseblief. Ek sê nou die dag vir iemand, die Here kan nou maar iewers anders gaan haal. My gemeente het nou sy fair share gehad. So 12 begrafnisse in 'n maand se tyd is bietjie baie. So, dit is dan al geliefdes, baie dankie vir u tyd, dankie vir u bereidwilligheid om vanoggend hier te sit. Ek vra dat ons net so afsluit vanoggend, oom Koos kan ons vir oom vra, so oom vir ons afsluit met gebed, baie dankie. Amen. Totsiens geliefdes, baie dankie vir u tyd vanoggend. Ons waardeer dit opreg. Geseënde oggend verder.